Gemeente, welkom by vanoggend se erediens. Ons verwelkom ook vir Dr. Andrei Botma en sterkte vir die diens. Ons toetrede tot die erediens kom uit Gesang 157, strofes 1 en 2. Na die fotum en seëngroet sing ons tot lof van die Here uit Gesang 200, strofes 1 en 3. Stuur nou, Here, u lig en u waarheid. Laat die ons lei, laat die ons bring na u heilige berg en na u woning. Broers en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe skuldig en verlore ons almal is. Kom ons luister aandagtig uit Eksodus 20 hoe ons dit moet doen. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie.
want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek beklemtoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. Ons staan skuldig teenoor God en teenoor mekaar. Kom ons sing gesang 238 strofes 1 en 3. Broers en susters, God se woord verseker ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself nie. Dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Heer, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, ons het nou ons geloof bely. Kom ons dank God ook nou vir die verlossing in Christus met die sing van gesang 260 strofes 11.
Broers en susters, ons lees saam uit die woord van die Here. Ons lees uit die Nuwe Testament, uit Lukas 12 vers 49. Lukas 12 vers 49. Ek het gekom om vuur op die aarde aan te steek. En hoe wens ek dat dit al aan die brand is. Maar daar is 'n doop waarmee ek gedoop moet word. En dit sal my heeltemal in beslag neem tot dit afgehandel is. Dink julle dat ek gekom het om vrede op aarde te bring? Nee. Ek sê vir julle eerder verdeeldheid. Want van nou af sal daar 5 mense in een huis onderling verdeeld wees. 3 teen 2 en 2 teen 3. Hulle sal verdeeld wees, vader teen seun en seun teen vader, moeder teen dogter en dogter teen moeder, skoonmoeder teen skoondogter en skoondogter teen skoonmoeder. Tot sover ons skriflesing, broeders en susters. Gelukkig is elkeen wat luister na die woorde van die Here en wie daarvolgens lewe. Kom ons sing voor die prediking uit Gesang 177, die 1 vers. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland. Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord. Gesang 177, die 1 vers voor die prediking. Broers en susters, ek vra u aandag vir die prediking, vir die gedeelte wat ons hier saam gelees het uit Lukas 12, die opskrif, Jesus die oorsaak van die verdeeldheid. Vir die meeste van ons, broeders en susters, is Kersfees 'n tyd van stil word, van rustig wees. Ons wil nie moeilikheid hê met mekaar en met ander nie. Ons probeer wegkom van die daaglikse rutine en van al die probleme by ons werk. En dan het ons dit in ons agterkop vir 'n dag of 2 het ons nou vrede. En dan koppel ons die 2 met mekaar, die rustigheid wat ons dalk kan ervaar hier oor die feestyd, met die vrede waarvan die Bybel praat, wat Jesus gebring het. Gewoonlik is daardie rustigheid en daardie vrede van korte duur, want baie keer sak die son nog nie op Kersdag nie, of ons gryp mekaar weer en het moeilikheid met mekaar. Dan is die sogenaamde vrede en rustigheid van korte duur en weg. En ons almal weet dit. Na die sogenaamde rustigheid kom die gewone dae met sy gewone probleme, sy gewone spanning weer terug.
Ons moenie die rustigheid wat ons graag wil ervaar, verwar met wanneer die Bybel praat van die feit dat Christus vir ons vrede gebring het nie. Inderdaad sê die Bybel, Christus het vrede gebring. Dit is so. Maar ons moet gaan kyk, wat bedoel die Bybel daarmee? En dan sit ons met 'n probleem wanneer ons nou nog hierdie gedeelte begin lees, waar Jesus sê, ek het gekom op vuur op die aarde aan te steek, en hoe wens ek dit al aan die brand is. Dan klink dit asof die twee mekaar weerspreek. As 'n mens vroeg in die Bybel lees, die verhaal van Adam en Eva, sien 'n mens dat daar in die tuin van Eden heeltemal harmonie was tussen Adam en Eva en tussen Adam en Eva en God. Gaan lees die verhaal baie mooi. Daar's nie moeilikheid tussen Adam en Eva aan die een kant en hierdie mense en God aan die ander kant nie. Tot die sonde sy kop uitsteek. Soos iemand dit gestel het, dit lyk asof die sonde daar gesit en wag het om te kom. En toe Adam en Eva sondig teen God in opstand kom, is daar skielik nie meer hierdie harmonie, hierdie vrede tussen Adam en Eva en tussen hulle twee en God nie. Kyk maar net, as Adam gekonfronteer word, waarom het jy geëet? Begin die moeilikheid, die vrou het vir my gegee. Onmiddellik is die vrede daarmee heen. Wanneer God die mens begin soek na die sondeval, kan die mens God nie in die oë kyk nie. En as jy lees daarna in Genesis, sien jy hoe die sonde die een probleem na die ander na vore bring. Eers sondig, Adam en Eva teenoor God, dan het hulle moeilikheid met mekaar, Kain slaan vir Abel dood, dis die een tragedie na die ander. Wat wil Genesis probeer sê? Die hele Bybel, sonde verwoes die verhouding tussen mens en die verhouding tussen mens en God. En hoe word dit reggestel? Hoe gebeur dit dat 'n mens daai verhouding tussen mens en God weer regkry? Christus kom doen dit. Christus kom wys vir ons, hoe lyk die mens? Hoe lyk die lewe van 'n gelowige mens wat reg leef, volgens God se wil leef, sodat daar vrede tussen mense en God kan wees. Daarom sê die Romeinebrief, daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Daarom lees ons vroeg in Lukas, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde in die mense in wie hy 'n welbehae het. Wanneer jou lewe
beheers word deur jouself en die sonde, kan daar nie vrede wees tussen jou en God en ander nie. Dis hoekom die wêreld lyk soos hy lyk, dis hoekom mense se lewens lyk soos hulle lyk. So Christus bring vrede. Maar wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan wonder ons by onsself, weerspreek die Bybel homself nie? Want skielik word hier van verdeeldheid gepraat. Waar's die vrede nou heen? Hoe moet ons hierdie gedeelte verstaan? As 'n mens byvoorbeeld die Matteus evangelie lees, sommer van vroeg af, lees jy dat wanneer die koning hoor dat Jesus gebore is, hy van hom ontslaa wil raak. Al die klein seentjies moet doodgemaak word. Waarom is die koning bang vir Jesus? Onthou, Jesus word as die koning gesien van die mensdom, van die Jode. En as die koning dit hoor en weet, is hy bang dat Jesus sy plek gaan kom vat. Dat hy nie meer koning gaan wees. Nou moet ons dieper lees, verder dink, verder verstaan. Die koning wat van Jesus ontslaa wil raak, is ek en jy. Jy moet dieper lees. Waarom? Want die oomblik as jy God as God erken, moet jy van jouself vergeet. Dan kan jy nie meer koning wees oor jou eie lewe en oor die lewe van ander nie. Die koms van Jesus dwing mense om te kies. Tussen jouself en die wêreld en tussen God. En wanneer jy vir God kies en teen die wêreld en jouself kies, het dit konsekwensies. Is dit nie maklik nie? Is daar altyd gevolge? En dis waarvan hierdie gedeelte praat. Die gevolge van ons keuse vir geloof teen ongeloof. Waarom word daar in hierdie gedeelte gepraat van 'n pa en sy seun, 'n moeder en skoondogter? Familie het in die wêreld van destyds 'n baie groter rol gespeel as in die wêreld vandag. Ons kry dit vandag nog dat mense soms familiegebonde is, soms glad nie. Maar in die wêreld van destyds was dit so dat jou bestaan, wie jy is, eintlik bepaal is deur die familie aan wie jy behoort het. Daarom, u ken die Bybel, word daar gepraat van Jannie die seun van so en so. Dit was jou herkoms. Jou herkoms, jou familie het gesê, is jy goed of kom jy uit 'n slegte familie? Dink daaraan terug, dat wanneer Jesus geëien word, die mense sê, o, kom hy van Nasaret? Is sy moeder nie Maria nie? Nasaret was nie New York nie. Nasaret was so agterplekkie.
En Jesus kom nie uit hierdie familie wat 'n naam gehad het nie, net om dit te verduidelik. Daarom, in die evangelies lees ons dat daar vroue was wat Jesus gevolg het. Miskien 'n verrassing vir u, vroue, disippels van Jesus. Dit was ongewoon in die wêreld van destyds dat 'n vrou haar herkoms en familie sou prysgee en iemand sou volg soos Jesus. Wanneer iemand in die familie iets onbehoorliks gedoen het, het dit skande in die eerste plek oor die pa en dan ook oor die res van die familie gebring. Kom ek verduidelik dit so. As jy destyds nie kon sê uit watter familie jy kom en aan wie jy behoort het nie, was jy soos in vandag se tyd 'n tipe van 'n boemelaar. Dink dit sal vir u 'n goeie idee gee. Met ander woorde, jou familiebande destyds was seker een van die belangrikste sake. Die bepaal het wie jy is, wat jy is. Sonder dit was jy 'n nobody. Nou kom Jesus, en in die wêreld van destyds, wanneer Jesus begin optree het, na sy dood, die evangelie verkondig is, moes mense 'n geloofskeuse maak. Vir Christus of teen Christus. Dit het gebeur dat sommiges in 'n familie tot geloof gekom het, ander nie. U kan nie indink watter ongelooflike spanning en verdeeldheid dit moes teweeggebring het, wanneer een van daardie familielede tot geloof gekom het, of andersom, die res en een nie. En dis van hierdie verdeeldheid waarvan die evangelie hier praat. En die vraag wat die evangelie vra is, wat is die belangrikste vir jou in die lewe? Jy moet verstaan dat die koms van Christus 'n geloofskeuse van mense vra. En jy moet besef dat dit bepaalde gevolge, bepaalde konsekwensies het. In die wêreld van destyds wou Jesus sê, al is familie seker een van die belangrikste goed, bly die vraag, is dit vir jou meer belangrik as jou geloof in Christus? En wat is jy bereid om daarvoor op te offer? Vandag, broeders en susters, is ons ook bang vir hierdie skeiding, vir die gevolge van ons geloofskeuses. Ons is bang om vir God te kies, want dan moet ons self, soos die koning in Matteus, van ons troon afklim. Want dan kan ek nie meer my eie reg en verkeerd bepaal nie. Dan moet ek nederig word voor God. En ons sien nie daarvoor kans nie. Hierdie gedeelte vir ons vra is, wanneer ons deesdae moet opstaan vir reg en verkeerd, en dit soms baie ernstige gevolge vir ons het, is ons bereid om dit te doen. As ons moet opstaan vir ons geloof, en dit beteken dat ek vriende moet verloor,
Is ek bereid daartoe of nie? Ons gooi soms dit wat vir ons reg en verkeerd is, net so weg. Ons waardes wat ons uit die Bybel kry. Want ons is bang vir die gevolge. Christus het vrede gebring. Ons kan nie vrede hê met mekaar as ons nie eers vrede het met God nie. Maar ons moet besef dat hierdie geloofskeuse konsekwensies het, gevolge het. En die vraag is ons te lief vir onsself? Heg ons te veel waarde aan wat ons besit? Heg ons te veel waarde aan wat ander van my sê of dink of waar ek in kan wees? En is ons bang vir die verdeeldheid, vir die gevolge van ons geloofskeuses? Amen. Kom ons dank saam. Ons dank U, ons Vader, dat ons vrede met U kan hê deur Jesus Christus. Maar ons bid ook dat U in ons geloofsharte die moed sal gee om reg te kies. Dat U vir ons die oortuiging van geloof sal gee om op te staan vir die waarheid, vir wat reg en verkeerd is, vir ons geloof. Al het dit konsekwensies, al bring dit verdeeldheid. Laat ons besef wat werklik vir ons belangrik is in die lewe. Maak ons geloofsoë oop om weer opnuut te besef dat dit nie oor ons gaan nie, nie oor wat ons het nie, nie oor wat ons bereik nie, maar oor ons geloof in U. Ons bid. Wees met ons in hierdie tyd waarin ons U geboorte herdenk. Laat ons opnuut onder die indruk kom van dit wat U vir ons opgeoffer het, sodat ons weer U kinders kan wees. Verander ons harte, sodat ons bereid sal wees om dieselfde te doen. Amen. Ten slotte, broeders en susters, gesang 273, verse 1 en 4. Gou in die voorvers 4. Nee, Heer, van U wil ek nie skei nie, U wat die ware wynstok is. As ek nie in die liefde bly nie, is ek 'n loot wat vrugloos is. Gee dat ek altyd vrugbaar bly en U verheerlik word in my. 273, verse 1 en 4 ten slotte.
Ontvang die seën van die Here en gaan heen in vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, wees en bly met ons almal. Amen.